Ek gaan hom tog vir ons lees. 1 Koning 17. Dis die eerste keer dat ons die naam van Elia kry, die Tisbiet, wat 'n bywoner uit Gilead was. Met ander woorde, hy was waarskynlik uit die suidryk uit gewees en nie deel van die noordryk nie. En Agab was die koning in die noordryk gewees, maar hy was 'n bietjie van 'n goddelose oom gewees. So ek begin by vers 17, vers 1. Elia die Tisbiet was 'n bywoner uit Gilead en hy het vir Agab, die koning, gesê: "So seker as die Here leef, die God van Israel, in wie se diens ek staan, daar sal vir die volgende paar jaar geen dou of reën val nie, behalwe as ek so sou sê." Ek wil hê jy moet iets van Elia se voortvarendheid, die manier hoe hy met die koning praat, hier raak sien, dis belangrik. Die woord van die Here het toe tot Elia gekom en gesê, dis soos vir die Here moet inmeng. Gaan hier vandaan af ooswaarts, gaan versteek jou in die kritspruit. Nou, hierso word die woordjie versteek gebruik, in die nuwe direkte vertaling word daar gesê, gaan kruip weg. Met ander woorde, die Here het baie duidelik besê, kyk, Elia het nou hierso oor 'n lyntjie getrap, wat hy nie moes gedoen het nie, en daarom stuur die Here hom nou weg. Jy kan water uit die spruit uitdrink, en ek het vir die kraaie beveel om daar vir jou te sorg. Elia het gedoen soos die Here aan hom opgedra het, en hy daar by die kritspruit gaan bly, aan die ander kant die Jordaan. Die kraaie het vir hom soggens brood en vleis gebring, en hulle het vir hom saans brood en vleis gebring, en hy het water uit die spruit gedrink. Uiteindelik het die spruit opgedroog, omdat die land nie reën gekry het nie. En wat jy hierdie deel moet sien, dit is 'n resultaat van Elia se voortvarende woorde daarbo. So Elia word nou self die slagoffer van sy eie voortvarende woorde aan Agab. Toe die woord van die Here weer tot Elia gekom, en gesê, gaan na Sarfat toe, in Sidon, en gaan bly daar. Ek het 'n weduwee daar opdrag gegee om vir jou te sorg. Sarfat is 'n dorpie, en Sidon was die landstreek, was 'n land op hulle eie, amper so daar in die omgewing van Sirië rond vandag. Hy het toe na Sarfat toe gegaan, en toe hy by die poort van die stad kom, was daar 'n weduwee, net besig om houtjies op te tel. Nou, in die nuwe direkte vertaling staan daar om 'n paar houtjies op te tel. En jy sal net verstaan hoekom ek dit wil uitlig, wanneer ek by daardie gedeelte van die teks kom. Hy vra haar toe, gee my asseblief 'n bekertjie water om te drink. Terwyl sy dit gaan haal, roep hy so agter haar aan, bring vir my asseblief 'n stukkie brood saam. Dan moet jy nou in jou kop sien, sy gaan staan nou, en dan draai sy om, en dan sê sy vir hom, so seker as die Here, u God leef, ek het nie meer brood nie. Net 'n handvol meel, en 'n bietjie in die kruik, en 'n bietjie olie in die erdekan. Ek maak nou maar 'n paar houtjies bymekaar, en dan gaan ek vir my en my seentjie iets klaarmaak om te eet. Daarna moet ons maar doodgaan. Elia sê toe vir haar, moenie bekommerd wees nie, gaan maak dit klaar soos ek vir jou gesê het, maar maak eers my 'n roosterkoek, daar staan letterlik 'n klein stukkie brood, en bring dit hier, en daarna kan jy vir jou en jou seentjie sorg. So sê die Here, die God van Israel, die meel in die kruik sal nie opraak, en die olie in die kan sal nie minder word nie, totdat die Here laat reën het op die land. Nou hierso sien ons weer, Elia sê nie wat die Here gesê het, die Here het gesê, hy sal daar vir Elia sorg, deur middel van die weduwee, maar dan kom die Here, dan Elia, en hy sê, hoe gaan die Here sorg? Hy wys dit dan vir hulle uit. Sy gaan maak toe soos Elia gevra het, van toe af het hulle genoeg gehad om te eet, hy en sy en haar gesin. Die meel in die kruik het nie opgeraak nie, en die olie in die kan het nie minder geword nie, soos die Here deur Elia beloof het. In die tyd het die vrou, die eienares van die huis, sy seentjie siek geword. Hy het al sieker geword, totdat hy sy laaste asem uitgeblaas het. Toe sê sy vir Elia, kyk wat het u my nou aangedoen, man van God. Het u na my toe gekom om my sonde aan die lig te bring, my seentjie daarom te laat doodgaan? Met ander woorde, sy sê vir hom reguit, jy's 'n man van God. Jy het vir my kom wys hoe sondig ek is. En wat is die gevolge daarvan? My kind is dood. Hy sê toe vir haar, gee jou kind hier. Hy tel hom op van haar skoot af. Toe draai hom na die bokkamer toe, waar hy tuis gegaan het, en lê hom op die bed neer, en bid tot die Here. Here my God, wil u nou oor hierdie weduwee, by wie ek bly, 'n ramp bring, deur haar kind te laat sterf? So met ander woorde, Elia besef, die manier waarop hy gelewe het,
het die indruk gewek dat hy hierdie vrou veroordeel. Die Here het Elia se gebed, toe gaan lê hy 3 maal bo oor die kind, en smeek die Here my God, laat die lewe tog terugkom in die kind. Die Here het Elia se gebed verhoor, en die lewe het teruggekom, die kind het gelewe. Toe bring Elia die kind van die bokkamer af onder toe, en gee hom vir sy ma en sê, kyk, jou seentjie leef. Die vrou sê toe vir Elia, nou weet ek, dat u 'n man van God is, en dat wat die Here deur u sê, die waarheid is. Tot sover ons saam lees in die woord van die Here, mag die Here sy woord in ons harte vasmaak, en ons dan ook daaroor laat nadink. Toe ek die boodskap uitgestuur het, ek gevra, as jy iets raak lees daarso, wat jy dink, wat hierdie 3 verhale bietjie aan mekaar sit, vir my bietjie iets stuur, en 2 van julle het vir my toe gestuur, en een dink ek nog steeds oor. Christa het vir my gesê, wat sy raak gesien het, is daar was 'n beweging van Elia by die kritspruit, na die weduwee in Sarfat, na die bokkamer in die huis, wat ek moet nog gaan oordink. Dit was ongelooflik treffend, ek het dit glad nie raak gesien, die beweging, toe ek daarna gekyk het nie, en Elmarie, sy is nie volgende hier nie, het vir my 'n boodskap gesê, sy dink wat die 3 aan mekaar bind, is die 3 wonderwerke. Kraaie wat brood en vleis bring, die weduwee wat se koring nie op in meel en olie nie opraak nie, en dan ook die einde dat die kind lewendig word. Nou as ek jou so vra vanoggend, watter Bybelverhaal of verhale dink jy het die grootste invloed op jou lewe gehad? Nie net jou geestelike lewe nie, maar op jou lewe in geheel. Wat sou jy antwoord? Kom ek trek 'n bietjie nouer. Watter karakter in die Bybel is die een waarmee jy die beste identifiseer? Of, andersins dalk, die een waarmee jy wens jy geïdentifiseer kan word? Terwyl ek voorberei het, was dit een van die vrae, of een van die gedagtes wat by my opgekom het. Dit was 'n vraag in die ou KJA, die kerkjeugaksie, die van julle wat dit nog onthou, wat ons een aand bespreek het. Wie dink jy, watter figuur in die Bybel is die mooiste prentjie, portret van jou, en wat een sou jy graag wou gewees het? Vir my was dit nie moeilik nie. Ek het geweet ek is 'n Jona. Ek is God se rebelkind wat altyd net wou wegloop, altyd net wou pad gee. Ek het nooit opgehou glo in God se bestaan nie. Maar ek het dikwels probeer om vir die Here weg te hardloop. Jy weet mos, ons kinders doen dit op 'n stadium sodat hulle vir jou weghardloop. So ek was een van daardie kinders wat sover as moet ek vanaf God af wou wegkom, net soos Jona. Soos wie wou ek wees? Soos Daniël. Ek wou soos Daniël iemand wees wat 3 keer op 'n dag kan bid, getrou te wees, gehoorsaam te kan wees, wat ook al oor my pad sou kom. En ek dink hierdie verhale, die van Jona en van Daniël, het 'n geweldige rol dwars deur my lewe gespeel, doen dit waarskynlik nog steeds. En ek dink ons onderskat die verhale wat in die Bybel opgeteken is, en die rol daarvan van hoe ons dink. In 'n sekere sin is God besig om met die beelde en die verhale in die Bybel vir ons rigting aan te dui in ons alledaagse lewe. Of dit nou in ons alledaagse lewe is en of dit nou in ons geestelike lewe is, maak nie saak nie. Verhale is vir God so belangrik 'n medium van kommunikasie dat God die Bybel daarmee begin. 'n Verhaal wat vertel als was woes en leeg. Treffende, absolute manier hoe jy onmiddellik 'n leser se aandag trek. Jy gebruik 'n inleiding wat onmiddellik vra, maar wat gaan nou hier aan? En dit doen God deur te sê, toe hy die aarde skep, was hy woes en leeg. Die Here Jesus se voorkeur manier van preek was stories geweest, verhale, gelykenisse. Die eerste keer wat ek in 'n kerk in Mamelodi, of Atteridgeville, ek kan net onthou wat een van die twee gepreek het ek voorberei soos wat ek tradisioneel vir ons NG Kerk voorberei.
Ek het op daai stadium vir die EG Kerk in Afrika gewerk. En ek het baie gou agtergekom, hier verstaan hierdie mense my glad nie. Om die waarheid te sê, as hulle verveeld geraak het, het die voorsanger, want hulle het nie 'n orgel of enigiets nie, dan sit die voorsanger 'n lied in. En dan sing sy en dan sing die gemeente. Dan weet ek, nou moet ek eers my ratte weer by mekaar kry en agter mekaar kry voor ek aangaan. En toe kom ek agter, wanneer ek daar preek, moet ek 'n storie vat. En ek moet dit wat die Here deur die storie sê in die Bybel oordra op 'n manier. En dit is baie moeilik. Julle sal onthou dat ons ook as kinders baie by vure gesit het en ons geluister na die stories van die ooms, die jagverhale, die spookstories wat ons gehoor het. En dit het almal 'n baie groot invloed op ons ontwikkeling gehad. Die probleem is mense vergeet dat verhale 'n baie unieke vorm het. Verhale het 'n begin, binnekant en 'n einde. En elke verhaal het sy eie lewe, maar elke verhaal word ook nuut wanneer hy oorvertel word. As ek nou vir julle 'n spookstorie vertel hier van die kansel af, gaan hy nie naaste by die effek hê van dit sou wees as ons rondom 'n kampvuur gesit het en dit is pikdonker rondom ons en leeuwsbrul of goggas hardloop rondom ons. Nee, die verhaal se wese verander net heeltemal. Soms kan 'n mens 'n verhaal gebruik om mense mee aan te spoor, positiewe verhale. Ander kere gebruik jy 'n verhaal om mense mee af te stoot, weg te stoot. Soms trek 'n mens 'n verhaal jou in. As jy wil weet of dit 'n goeie fliek is, vra met watter karakter identifiseer jy en hoe word jy deel van hierdie storie wat vertel word. En die evangelie skryf 'n hele paar keer dat Jesus met sy verhale mense nader trek. En wie is die mense wat nader kom? Is die randfigure, die tollenaars, die mense wat nie baie in die kerk kom nie, die sondaars, die straatvrouens. Hulle word nader getrek met die verhale wat Jesus vertel. Hierdie selfe verhaal stoot die ouens naaste aan Jesus weg. Die fariseërs en die sadduseërs en die skrifgeleerdes wat so naby aan hom wou kom as moontlik om hom op elke woordjie te probeer uitvang. Sy verhale dryf hulle terug. En nou kan hulle nie vir hom sê, luister, jy's verkeerd nie, want dis 'n storie, dis 'n verhaal. Maar wat die werklikheid is wat daardie verhaal vertel, dit is kragtig. Ons lees hier in die verhaal van Elia, dit is 'n langerige verhaal van 1 Konings 17:8 tot op 2 Konings 2. En baie mense sien dit as 'n oorwinningsverhaal van hierdie magtige held Elia. Ek het hierdie verhaal nou al 'n paar jaar wat ek nou met hierdie verhaal bietjie stoei. Almal dink Elia is die hoofkarakter in hierdie verhaal. Elia is nie die hoofkarakter nie. Elia is eintlik 'n patetiese held in hierdie verhaal. En wanneer jy begin om dit te lees vanuit daardie hoek, dan kom hier skielik iets na vore wat ek sê, maar hiermee kan ek identifiseer. Hiermee kan ek iets doen. Die vraag is natuurlik, wat was die bedoeling van die skrywer? En net so vir interessantheid, 'n kanttekening, in die moderne navorsing word daar aanvaar dat Hulda die profetes in die tyd van koning Josia, dat sy die skrywer is van hierdie verhaal. Sy is die versamelaar eintlik van die verhale in hierdie gedeelte. Sy is 'n baie indrukwekkende vroue figuur, nes Priscilla in die Nuwe Testament. Maar daar is 'n ander vraag wat ek my ook vra, en dit is naas die skrywer, want die skrywer skryf vir die mense van sy tyd, of haar tyd. Maar wat van die outeur? Die een wat die verhaal gee, die een wat die verhaal skep. En in ons belydenis is dit God. Dis God se woord hierdie. Dis hy wat die outeur is van die inhoud, van die krag wat in hierdie verhale opgeteken is. En daarom kan ons in 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 sê, hierdie boodskap is deur die Heilige Gees geïnspireer. En kan ons op grond van 2 Petrus 1 vers 20 kan ons sê, maar dis mense wat geïnspireerd is deur die Heilige Gees wat geskryf het.
En daarom bly hierdie verhale oor en oor vertel word. Die rede hoekom 'n verhaal bly lewe, is omdat dit 'n trefkrag het. Dat die outeur wat dit geskryf het, maak nie saak hoe oud hy is, of hoe lank terug hy geleef het nie, dat daardie verhale steeds 'n baie sterk krag in ons dag het. Hierdie verhaal wil vir ons nie vertel dat Elia alles oorwin het nie. Hierdie verhaal wil vir ons vertel van God se onbeskryflike, onuitputlike sorg vir alle mense. Die verhaal wil vir ons vertel dat God in genade uitreik na alle mense. En daarom as ons Johannes 5 vers 39 ernstig opneem, moet ons eerder gaan soek, wat lees ek in hierdie teks oor God? Of dan die Here Jesus, soos Johannes 5 vers 39 sê, wat lees ek van hom hierso? Eerder as ons oor spekuleer, hoe Elia in sekere omstandighede sou opgetree het. Wanneer ons na die teks kyk, dan is daar 'n rede hoekom hierdie gedeelte van ons van vanoggend 'n eenheid vorm. Vers 17 vers 1 begin met die woordjie of 'n verwysing na reën, en 18 vers 1 het weer 'n verwysing na reën. En in 17 vers 1 is Elia voor op die wal. Hy sê uitdruklik vir Agab, luister, dit sal nie reën nie, totdat ek so sê. Hy het nie die Here geraadpleeg of enigiets nie, dit staan nie daar geskrywe nie, ek werk net in die teks. Hy sê, Elia sê net eenvoudig vir Agab, luister wat ek vir jou sê, dit sal nie reën nie wat ek sê so. En dit sal eers reën wanneer ek so sê. Wat kry jy in 18 vers 1? Die Here sê, ek wil dit nou weer laat reën. Ek wil reën gee. En op 'n manier is hy besig om in goeie Nederlands vir Elia te override met wat Elia aan die begin gesê het. In 18 vers 1 kry ons dat dit God is wat vir Elia sê, ek sal besluit wanneer gaan dit reën. Ek is die een wat in beheer is van alles. Die kerkvader Ephraim, die Syriër, sê dat God gehoop het dat die sterwe van die kind, wat die laaste verhaal is, vir Elia so 'n bietjie empatie sou leer. En dat Elia sal verstaan het hoekom God nou so empatie wil bewys aan mense tydens die droogte en die hongersnood. En dit is 'n baie skerp waarneming, dink ek. Ons kry dit dus dat hoofstuk 17 is ingebed in menslike woede oor God wat te nagekom word. Die naam van die Here wat misbruik word in flieks. Die naam van Jesus wat gebruik word as 'n vloekwoord wanneer mense praat. As ek deur die sosiale media gaan van die afgelope tyd, dan sien ek daar baie opmerkings van mense wat kwaad is vir hoe God te nagekom word. Hoe God se woord geïgnoreer word. En dit maak nie saak of dit oor sake is in hier in Suid-Afrika, ons regering en hulle hopeloosheid of wat ook al nie, en of dit gaan oor die Midde-Ooste tussen Palestina en Israel, en of dit gaan oor Oekraïne en Rusland, of enige ander plek in Afrika nie. Wat die verhaal vir ons vertel, is dat ons word woedend kwaad oor God te nagekom word. En dan tree ons op maniere wat God nie noodwendig goedkeur nie. Wat God sê, wow, stop net eers 'n bietjie die bus. Goddelike oordeling. As jy gaan kyk hoeveel oordeelstekste haal mense aan in Facebook en sosiale media, ek is nie op X nie, so ek weet nie wat daar aangaan nie, maar in al die goeters, as jy sien hoe mense sê, die Here sê, hy gaan hulle slaan met vuur en donder uit die hemel uit, en ek weet nie wat als nie, dan sê jy sien hoe baie van hierdie tekste word daar gegooi. Mense word gelooi met hierdie tipe van tekste. En dan is die ergste is, dikwels word daar 'n teks bygegee, asof God besig is om dit self te sê vir hierdie mense. Maar 18 vers 1 gee vir ons 'n ander prentjie. 18 vers 1 gee vir ons 'n ander wending. 18 vers 1 vertel van ons, daar was 'n stuk goddelike empatie en genade, waar God besig is om uit te reik na mense toe, wat hom te nagekom het. En hierdie keer, hierdie tendens waar Elia so voor op die wa is en dan later deur God gekorrigeer moet word, kom 'n paar keer in die Elia verhaal voor. Jy kan maar gaan lees. In die eerste gedeelte, vers 2 tot 7, word ons vertel dat God Elia eenkant toe wegstuur. Weg van die mense af. Weg van die mense af vir wie hy kwaad is.
Weg van die mense af wat hy wil vervloek. Weg van die mense af wat teen sy grein optree. En miskien lê hierin vir ons 'n belangrike les vanmôre, dat ons so 'n bietjie een kant toe moet staan wanneer ons kom oor ons kwaad word vir mense, oor ons kwaad word vir wat in Oekraïne gebeur in Rusland, oor ons kwaad word wat in Israel en Palestina gebeur, oor ons kwaad word wat in ons parlement gebeur. Lyk my God sê, bring 'n bietjie afstand tussen jou woede en die mense vir wie jy kwaad is. En dit lyk asof dit presies wat die kerkvader Ambrosius ook raak gesien het, en hoe hy hierdie gedeelte van die verhaal verstaan. Ons moet pas op dat ons woede en ons ywer vir God ons nie so verteer dat dit ons naaste liefde doodmaak nie. Ons moet pas op dat ons so hard vir God beklei dat ons nie meer vir ons vyande kan bid nie, maar hulle net vervloek. Ons moet pas op dat ons nie ons woede en nie ons medemenslikheid van ons af wegvat nie. Ambrosius bring daarom hierdie gedeelte baie sterk in verband met vas en gebed. Hy sê jy moet baie duidelik sien. Van die oggend na die aand toe het Elia nie geëet nie. Dit was tyd om te vas en tyd om te bid. In die daglig, wanneer jy helder en nugter kan dink, nie die nag wanneer jy moeg is en slaap nie. In die helder daglig moet jy nugter en helder dink, waarin lê jou woede? Teen wie is jou woede gerig? Skrywe Jesus ook hierdie voorbeeld van hierdie terugtrek. Wanneer dinge eenvoudig te erg word, dan kry ons 'n hele paar keer dat Jesus hom vir 'n tyd lank onttrek, soms saam met sy disippels. Dit is asof ons moet leer dat 'n mens moet ophou om 'n situasie met fyn hout te bly voer en om aan die brand te hou, in plaas daarvan om eenvoudig net weg te staan dat hy kan uitbrand en afgehandel kan raak. En daarom kry ons dat God vir Elia wegstuur. In vers 3 verwys spesifiek daarna dat hy moet gaan wegkruip in die 2020 vertaling, soos ek net gesê het, en versteek jouself in die 83 vertaling. Wanneer ons later die gesprek tussen Elia en Obadja lees, in hoofstuk 18 vers 10, dan sien ons hoe het God eintlik onwetend vir Elia tot Elia se redding gekom. Want in 18:10, hoofstuk 18 vers 10, staan daar, sê Obadja, weet jy wat het Agab als in die stryd gewerk om jou te vernietig? Hy het mense 'n eed laat aflê. Hy het mense laat verdraad teken dat hulle jou sal uitlewer. Maar Elia het dit nie raak gesien in die begin nie. En om Elia veilig te hou, moet die Here hom wegspat uit die binnekring van waar die vuur daar so erg is. Dit is om Elia te beskerm. En miskien moet ons dit aanleer. Wanneer dinge so erg raak vir ons dat dit vir ons onuitstaanbaar raak, is dit dalk 'n goeie tyd om 'n breek te vat. En Elia kan dit doen omdat God vir hom sê, ek sal vir jou sorg, selfs aan die afsondering. Maar dan moet jy die humor van God sien. Weet jy wat? Ek gaan kraaie kry om vir jou te sorg elke oggend en elke aand. En dan sê Elia, nee, is reg, ek sal gaan. Weet en God sal hom beskerm. Nou wil lees ons dat die kraai elke oggend en elke aand vir Elia vleis en brood gebring. Nou punt nommer 1, 'n kraai is 'n onrein dier. Jy is nie veronderstel om enigiets te eet wat hy vir jou bring nie. Punt nommer 2, kraaie of raalwe, soos in die ou vertaling ook gestaan het, Nederlandse vertaling gestaan het, kraaie steel. Hulle is opportunistiese diewe wat steel waar hulle kan en wanneer hulle kan. Daar is een van die tradisies in die Joodse tradisie wat vertel, die kraaie het elke dag brood en vleis in die tempel gaan steel. Deel van die offers en deel van die brood wat vir die priesters bedoel was, en dan hulle dit elke oggend en elke aand vir Elia gebring by die twee gebede, die oggendgebede en die aandgebede. Ander weer was van mening dat die priesters het vir Elia van die brood en die vleis een kant gesit, wat hulle het geweet, die kraaie sal kom haal om vir Elia te vat. So hulle moes geweet wat God gesê het. 'n Ander tradisie vertel dat die kraaie die kos gaan steel by die mense wat deur Agab en Isebel se kwaadheid bevoordeel is. In al hierdie gevalle sit ons met hierdie ironiese verhaal van onrein dinge wat vir 'n rein man, die gelowige, moet help.
En miskien was dit juist die gedagte wat God by Elia wou tuisbring. Ek is in beheer van alles, rein en onrein. En dis hoekom ek daai teksvers ook gekies het vir die wet. God laat dit reën oor goeies en slegtes. God laat sy son skyn oor mense wat reg doen en wat verkeerd doen. Hierdie hele gedagte van rein en onrein is 'n saak wat baie belangrik is in die Ou Testament. Dwars deur die hele Bybel eintlik. En ongeloof het ook steeds is in die maniere en vorm by mense vandag van hoe ons optree. Daar is sekere mense met wie jy nie meng nie. Hulle is benede jou, of hulle is te hoog vir jou, wat ook al die geval mag wees. Maar in die tweede toneel kry ons nou dat dit omgedraai word. Is nie meer die onreine wat vir die reine kom sorg nie. Maar God stuur nou vir Elia, die reine, om vir die onreine te gaan sorg. Want onthou, sy's in 'n vreemde land, 'n heidenland, dis onrein. Sy's in 'n onrein stad, sy's 'n vrou, sy's onrein. Hy is nie veronderstel om met haar te praat nie. So, hier kry ons dat daar 'n omkeer was in die toneel en in die verhaallyn. En ons vra ons nou af, wat gebeur hier? En miskien is dit net dat Elia iets begin raak sien het van God se omgee, van God se empatie teenoor hom as gelowige deur onrein diere. Dat hy iets begin vra het, maar as God vir my sorg deur onrein goed, is ek nie ook onderstel om so klein bietjie meer en sagter te wees teenoor onrein mense nie. Nie goedkeur nie. Sag wees beteken nie goedkeur nie. Maar moet ek nie net dalk anderster dink oor hoe ek met hierdie mense dink en werk nie. Weer 'n keer Efraim die Syriër verwys daarna dat Elia eers net vir water vra. Want ek bedoel, dis 'n droogte. Die spruit het al opgedroog. So die ding wat jy waarskynlik die nodigste gaan hê, is net 'n klein bietjie water. Hy sê, maar dan onthou Elia, wat het God gesê? Ek het 'n weduwee gekry wat vir jou sal sorg. En die woord wat daar gebruik word vir sorg is, wat vir jou voeding sal gee. En dan skryf hy agterna, ag, bring vir 'n stukkie brood ook. Soms so uit die blou tyd. En dit bring haar dan tot stilstand. God se plan met Elia begin werk. Elia begin nou self met empatie na sy medemens kyk. Hierdie keer as een na een wat baie meer onrein is, 'n heiden, vreemde volk, vrou. Dis nie meer 'n koning nie. Dis nie iemand se gesag wat jy uitdaag nie. Dis iemand in nood wat voor jou staan. Die geringstes van die bevolking. Ek kon nie anders as om na die huidige situasie in Israel en Palestina te dink nie, en ook oor die reaksie in ons eie land oor dinge. Die van julle wat nie weet nie, maar die algemene sinodale Moderamen het R250,000 gestuur na die MECC, is die Middle Eastern Christian Community, gestuur as 'n deel van die hulpfonds van die NG Kerk se kant af. En daar was geweldige kritiek daaroor. As jy vat, en ek het dit uitgewys vir die mense wat met my daaroor kon praat, as jy vat R250,000, die NG Kerk spandeer R1.6 biljoen per jaar aan barmhartigheid. Binnelands. Nie buiteland, binnelands. R1.6 biljoen. Nou gaan mense te kere oor R250,000 wat gegee word aan 'n Christenorganisasie wat vir mense moet sorg. En ek vra myself, waar is ons common sense? Ek het uitgewerk, R250,000 gegee teen die 1,6 is 0,00015%. Dis nietig. Beteken niks. Dit raak ons nie. En ek het gedink, die algemene sinodale Moderamen het baie Bybels opgetree. Dit val op dat wanneer daar die vrou by Jesus kom en vir ons sê, kom help my kind, dan kom sy ook uit Sidon. En sê, Here, kom maak my dogtertjie gesond. En dan sê die Here van, nou nie, ek is besig. En dan sê die Here Jesus, Vader, is nie mooi om die brood van die kindertjies te vat en dit vir die hondjies te gee nie. En dan sê die vrou, antwoord sy hom hier,
Maar die hondjies, dis die enigste plek in die hele Bybel waar die verkleinwoord vir hondjies gebruik word. Maar die hondjies eet darm die krummels wat van die tafel afval. Ons is besig om oor krummels te beklei wat op die vloer lê. Broers en susters, dit behoort nie so te wees by gelowiges nie. As God onrein kraaie kan gebruik om 'n rein gelowige te versorg, dan sien ons nou hierso dat God die rein gelowige gebruik om 'n onrein heidense weduwee te hulp te kom. Die toneel sluit baie nou aan by die vorige een, want water en brood speel weer 'n baie belangrike rol in hierdie verhaal. Nou reeds in die vorige toneel het die kerkvaders die water beskou as die doop en die brood verbind met die nagmaal. Maar nou val dit op dat water verdwyn uit die toneel uit. En dan bly die brood en dit word skielik is daar 'n ander substans wat na vore kom, naamlik olie. En olie is altyd 'n simbool van die Heilige Gees. So wat sê die skrif vir ons hier? Die vrou sê, daar's 'n klein bietjie kos, die nagmaal, waar dit gevoed kan word, maar ek het daarom ook 'n klein bietjie Heilige Gees, wat my kan dra en kan voed. Hulle is reeds daar, by die onreines. Die Heilige Gees is reeds daar, as gelowiges eers later kom, want Elia kom eers later daaraan. Die Heilige Gees is reeds besig om in mense te werk, by wie ons eers later aan gaan sluit. Augustinus sien reeds die Gees van God in haar werk, want hy sê, wanneer sy uitgaan om 'n paar stukkies hout bymekaar te maak, en dis is waar ek terugkom by die teks, dan staan daar in die Hebreëse begrip vir paar, staan daar letterlik 2 stukkies hout bymekaar te maak. Wat onthou, dit was droogte, selfs die hout was uitgedun. Maar dan kom Augustinus en hy sê, hierdie 2 stukkies hout, dui eintlik op die kruis, die 2 balke van die kruis, die afwaartse en die hemelwaartse. En dan die dwarsbalk. Vir my en vir jou vreemde interpretasie vandag dalk. En ons mag dalk dink, dis irrelevant, maar ek dink daar lê 'n geweldige diepte in, wat die kerkvaders raak gesien het en wat ons nie moet miskyk nie. Want hy sê daarmee, dit was net gewees dat die laaste oorlewing van die mens lê in die kruis, lê in doodgaan. Dit word spesifiek daar gesê. Dit bring my dan by die laaste toneel, vers 17 tot 24, die seentjie wat sterf en deur God opgewerk word op grond van Elia se gebed. In die vorige toneel het die vrou gesê, sy en haar kind wag maar vir die dood. Maar dan wanneer Elia daar is, en daar's kos, en daar's olie, dan vlam haar hoop op. As ek en jy wegbly van ongelowiges af, dan is ons besig om die hoop en die troos wat die Heilige Gees vir hulle kan bring, te verminder. Maar wanneer ons daar is, kan ons vir hulle help, om hierdie vlam van hoop te laat opstyg. Elia bly by hulle, en toe die kind doodgaan, wat doen Elia? Elia gaan na God toe, en Elia sê vir God, is dit wat ek, as 'n gelowige, aan onrein mense doen? Ek laat hulle sterf? Is dit hoekom U my tussen onrein mense gesit het? Is dit hoekom U my tussen ongelowiges gesit het, sodat hulle moet doodgaan? En dan kom die Here en hy sê vir hom, nee. En dan is dit baie mooi dat Elia 3 maal buig, en dit gee vir ons 'n aanduiding van die 3 maal wat Jesus in die graf was. Dat ons, met ander woorde, dat God dan sê, maar ek sal hierdie kind weer lewendig maak. En dit bring daai houtjies en die 3 keer wat Elia moet buig bymekaar, die kruis en die opstanding, wat ons bymekaar moet kry. En hiermee wil ek aansluit by die doop vanoggend. Elia wat 3 keer oor die kind buig, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, as ons dan vandag wil terugkyk. En ons het Loan gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die 3 persone van die 3 eenheid. Ons is gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Augustinus en ook Caesarius van Arlei verstaan as 'n verwysing daarvan, dat ek en jy moet bid vir mense wat geestelik dood is, terwyl ons tussen hulle is.
vir mense wat geestelik dood is, en ons is besig om tussen hulle te lewe. Want God het die mag om hulle weer lewendig te maak. God het die mag gehad om onrein kraaie nie die brood te laat opvreet nie, maar vir Elia te vat. God het die mag gehad om 'n handvol meel en 'n klein bietjie olie te laat standhou en aanhou. God het die mag om iemand wat dood is weer lewendig te maak. Dit geld vir die heidene rondom ons, maar dit geld ook vir die mense rondom ons wat deel is van ons. Kan ek vir ons so saamvat? In vers 1 tot 9 sien ons hoe God betrokke raak by gelowiges, maar dan vir ons terselfdertyd leer, wees versigtig met jou mond. Wees versigtig om te oordeel. Die Here sê immers, my kom die oordeel toe. Ons moenie God se plek probeer inneem nie. Dit is onaanvaarbaar. Dit sal beter wees as ons soos Ambrosius aanbeveel, eerder 'n bietjie terugsit, terugtrek, en met die klein bietjie wat God vir ons gee, want ek kan nou nie dink die kraaie het vreeslik baie brood of vleis daar aangebring nie, maar met dit 'n oorlewingstyd te kan gaan fisies, maar 'n tyd van hergeboorte, herbesinning deur gebed. In vers 10 tot 16 toets God of ons enigiets geleer het van empatie. Het ons enigiets geleer van omgee by die mense wat in oorlog sukkel, by mense wat sorg vir mense rondom ons? Het ons enigiets geleer van God se liefde? Dis 'n gelowiges teenoor gelowiges en ongelowiges. In vers 17 tot 24 kry ek die kern van Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld. So lief het God die wêreld. Nie die gelowige wêreld. Die hele wêreld. So lief het God hulle, dat hy sy son laat skyn oor wetsgehoorsaames en wetsverbrekers, en die reën laat val oor goeies en slegtes. En Elia word dan die verpersoonliking van Jesus by die weduwee van Sarfat. Ek en jy hier in ons omgewing, sal die mense ook van ons kan sê, ons is oortuig dat julle mense van God is, en dat julle verkondig wat betroubaar is. Anders bloot plat gestel, eenvoudig gestel, sal die mense die Here Jesus in ons kan raak sien. Dis 'n vraag wat elkeen van ons self moet antwoord. Amen. Onbeskryflike God van liefde. U wat ons nie na kan kyk sonder om verblind te word deur u almag en u heerlikheid nie. En tog verlaat u Here Jesus daardie almag en heerlikheid en kom u tussen ons woon, om vir ons te wys hoe lyk God se liefde, God se omgee. En toe u teruggaan na die Vader toe gee u vir ons die Heilige Gees om ons voortdurend te herinner. U liefde ken geen einde nie. U liefde hou nie boek van die kwaad nie. U liefde dra ons. U liefde sorg. Here God van liefde, waar ons ook al gaan, wil ons u liefde uitstraal vir die wêreld rondom ons. Help ons, Heilige Gees, daarmee. Amen.